Kan jy glo, ons trek al by die middel van die week, vir my Pastor Stef, altyd baie lekker om saam met jou te kuier, en ja, hier aan die kant Senien, op die eiland, net so 'n bietjie breek gevat, en ek wil vir jou sê, mag vanaand se boodskap, wat eintlik aansluit by gisteraand se boodskap, vir jou sommer baie beteken. Mag jy dit gaan toepas as man, in jou gesin, as vrou, in julle huwelik, en dat ons hande sal vat, en een nie voor die ander een sal loop nie, maar ons saam sal loop as 'n gesin, in dit wat die Here vir my en jou instoor het. Kom ek en jy mis nie uit wat die Here ook in hierdie dag en uur wil doen, en dat ons is geneig om verby mekaar te leef in ons huise. En ek hoor so baie dingetjies, en mag vanaand ook sommer net so vir jou ook jy weet, dit 'n inspirasie wees, en daarna kyk in jou lewe, en dit ook toepas. En vanaand wil ek Here dankie sê vir u liefde, u genade, vir die voorreg wat ons het om stil te kan word met besef dat ons afhanklikheid is in u. Heilige Gees lei ons en gee ons die krag, Here, dat ons foute sal regmaak, en sal keer van ons verkeerde dade, en u sal verheerlik in ons huis. Here, dankie vir daai man, daai vrou. Here, dankie vir die kinders. Dankie vir dit wat ons het in mekaar. Ons eer u, ons loof u. Dankie vir die woord. Ek bid vanaand vir jou wat luister op ons alleen kerk, dat jy sal geniet die guns van die Here, ook so die krag en sy sterkte, wysheid en insig. En dat julle, waar daar foute was, kan werk aan dit, en ook kan groei uit dit uit, om uit te kom by die mooi, wat Vader ook vir jou instoor het, in Jesus se naam. Vanaand praat ek oor daai huwelik, en as ek praat oor die huwelik, kan jy sommer maar aan jou verhouding ook dink. As jy nie in die huwelik is nie, vat hierdie, sien die huwelik is, vat hierdie, maak dit joune, werk hieraan, en bou op die mooi blokkies, bou op die suksesse, en moenie op die seer wil bou nie, vergewe. En vanaand, jy sal sommer sien, op die verskillende platforms, op TikTok en op YouTube en op Facebook, my nommer verskyn daar, sou jy vanaand op ons WhatsApp groepie wil wees, dit kos niks, dit is gratis. En ek plaas elke aand se boodskapies in PDF formaat daar. Ek wil alreeds net noem, môre aand gaan julle my soek, julle gaan my nie kry nie, online nie. Dis môre my verjaarsdag, en ek gaan môre net so 'n bietjie die dag saam met vriende kuier, en ek en Karen gaan 'n bietjie, moet net rustig wees, en ek gaan vleisie braai, maar baie keer, jy weet, met mense moet net so 'n bietjie afskaal en afsny, en ek wil jou uitnooi, as jy nou môre aand opgaan, moet nou nie kwaad wees nie, stuur eerder net 'n mooi boodskap, en sê geniet jou aand. Nou ja, ek sien so die seer in verhoudings en in huwelike, en ek sien die trane van mans en van vrouens. Die huwelik, wil ek vir jou sê, kan met 'n reis vergelyk word. 'n Avontuur met baie mooi verrassings, party wonderlik, en ander bietjie onaangenaam. Onverkende terrein kan onverwagte hindernisse bied, en party kan onoorkombaar lyk. Nietemin lê baie hierdie reis suksesvol en met vreugde af, en geniet die reis, met slegs klein haakplekkies natuurlik in huwelike. Nou ja, ek wil dit weer eens sê, daar sal altyd, dit beteken nie dat, omdat jy nou die Here dien, en dat jy in 'n huwelik staan, dat jy nooit aanslae sal hê nie. Maar ja, sukses in die huwelik word nie juis gemeet aan die hoogte en aan die laagtepunte. En ek wil jy moet hoor wat ek vanaand vir jou sê van jou reis nie, maar aan hoe jy as 'n egpaar hierdie goeie en die slegte in julle huis hanteer. En dis belangrik dat ons dit hanteer, en ek het dit gisteraand ook gesê, dat ons dit nie net los en dink dit gaan net oorwaai nie.
Wat dink jy vanaand kan die reis deur die huwelik suksesvoller en genotvoller maak vir jou as vrou en vir jou as man? En baie paartjies voel dat hulle 'n padkaart vir hulle huwelik nodig het en hulle vra baie keer, gee my net iets wat vir my die weg kan wys. Die betroubaarste en kan ek vir jou sê vanaand die gesaghebendste kaart van die huwelik word voorsien deur die insteller van die huwelik. En dit is net God. Sy geïnspireerde woord wat ek en jy het en die heilige woord is egter nie net 'n gelukbringertjie nie. Die woord is daar vir my en jou as 'n riglyn en ek moet dit kan vat en dit bevat eerder, kan ek vir jou sê, as jy met die woord gaan sit en God deel maak van jou lewe, bring dit praktiese riglyne wat jy as 'n egpaar moet volg indien jy 'n suksesvolle huwelik wil hê. Die suksesverhaal van 'n man wat sy rol vervul, 'n vrou wat haar rol vervul in hulle verhouding. Psalm 119 en Psalm 105 en Efesiërs 5, ek het Saterdag by troue juis oor die Efesiërs 5 bedien, daarvan in vers 21 tot 33, jy kan dit gaan lees en 2 Timoteus 3 vers 16, is baie duidelik rondom dit, en kom ons identifiseer party van hierdie skriftelike padwysers, noodsaaklike Bybelbeginsels, wat ek en jy op ons pad moet handhaaf om 'n suksesvolle en 'n gelukkige verhouding, gelukkige huwelik kan lei. Ek wil eerstens begin om vir jou te sê, beskou daai huwelik van julle, beskou julle huwelik as heilig, wat God onder een juk, sê Matteus 19 vers 16, saamgevoeg het, moet geen mens skei nie. So die Skepper het hierdie huweliksreëlings ingestel toe hy die eerste man Adam en sy vrou Eva voorgestel het. In Genesis 2, gaan lees vers 21 tot vers 24, gaan lees dit. Christus Jesus, wat tydens hierdie voornemende bestaan, 'n ooggetuie hiervan, en weet jy wat, hy het bevestig dat Adam en Eva se huwelik bedoel was om die begin van 'n blywende verhouding te wees. En hy het gesê, het julle nie gelees, hoor wat sê Matteus 9 vers 4 tot 6, hoor wat sê, het julle nie gelees dat hy wat hulle geskep het, hulle van die begin af man en vrou gemaak het en gesê het, daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en die twee sal een vlees word, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God dan onder een juk saamgevoeg het, moet geen mens skei nie. Toe Jesus gesê het, wat God onder een juk saamgevoeg het, het hy nie geïmpliseer dat die huwelik in die hemel gesluit word nie. Nee. Hy het eerder bevestig dat die huweliksverhouding deur God self ingestel is en dis as heilig beskou moet word. Mans en vrouens wil natuurlik nie in 'n koue, liefdelose verhouding saamgevoeg wees nie. Nie een van ons wil in 'n koue huwelik, in 'n koue verhouding wees nie. Jy wil eerder 'n gelukkige huwelik hê waarin albei maats in kan floreer en gelukkig kan wees. En gelukkig saamgevoeg kan wees indien hulle die Skepper se praktiese raad volg wat in die Bybel gevind word. Nou ek wil vir jou sê, omdat ons almal onvolmaak is misverstande en meningsverskille in ons verhoudings onvermydelik. Dit gebeur en dikwels hang 'n suksesvolle huwelik egter nie soseer af van hoe goed die huweliksmaats by mekaar pas nie, maar van hoe hulle verskille teenoor mekaar en in hulle huwelik hanteer. En een van die noodsaaklikste vaardighede in jou huwelik is dus die vermoë om meningsverskille op 'n liefdesvolle manier uit te stryk. Want die liefde, sê die woord, bind alles saam in 'n volmaakte harmonie. Kolossense
3 kan jy dit gaan lees, dan vers 14, ek praat daarvan in die English Standard Version. Praat op 'n respekvolle manier. Daar is een wat onnakend praat soos met swaardsteke. Maar die tong van die wyse, sê Spreuke, is genesing. Gaan lees dit in vers 18 en hoofstuk 12. En ek het gisteraand dit gesê, ek het gepraat van die manne met die lang hare en die dik brille. Ek wil weer sê dat navorsers het gevind dat die meeste gesprekke eindig soos dit begin. As 'n gesprek dus op 'n respekvolle manier begin, is dit waarskynlik dat dit ook so sal eindig. Ons moet altyd teenoor mekaar respek handhaaf. En dit is my hartseer om te sien hoe mans met vrouens praat en hoe vrouens met mans praat. Aan die ander kant weer, weet jy hoe seer dit kan maak wanneer 'n geliefde onnakend met jou praat? Wend derhalwe self. En ek wil hê jy moet hoor wat ek vir sê, 'n biddende poging, bid hieroor aan om met waardigheid en respek en geneentheid te praat met jou maat. Gaan lees Efesiërs 4, al sien ons mekaar se swakhede raak. Vers 31. 'n vrou met die naam van, ek gaan maar net 'n naam sê, Susan, wat al 44 jaar getroud is, sê, ons probeer om mekaar in woord en in gesindheid te respekteer. Dit het ons gehelp om 'n suksesvolle huwelik te bou. Wat sê ek vir jou aan? Ek wil vir jou sê, kweek goedhartigheid, kweek medelee aan. Word goedhartig teenoor mekaar, vol tere medelee, sê Efesiërs 4 vers 32. Wanneer daar sterk meningsverskil is, wat altyd ook maar sal opduik, kan woede maklik verdere woede laat lei. Maklik tot verdere woede laat lei. En is so verkeerd. Onthou, as ek praat van name, dan gebruik ek maar net 'n naam. Maar dat die gevalle so is, dit is 'n feit. Ek sien dit daagliks in my kantoor, hoe daar persone is, wat nie meer weet wat ek kan doen nie. En dan deel hulle. En dan leer 'n mens self ook. En is hartseer om te dink hoeveel stikkend en flenters verhoudings en huwelike is daar buite. 'n vrou, 34 jaar getroud, sê, dit is nie maklik om kalm te bly, wanneer 'n mens gespanne is nie. Jy sê dikwels iets wat jou huweliksmaat omkrap, Pastoor Stef. En dit maak dinge dan net erger. Maar deur goedhartigheid en medelee te probeer wees, medelydend te probeer wees, kan jy baie doen. En dit kan eintlik julle verhouding en julle huwelik vreedsaam bevorder. Dit is goed wat ek en jy nou moet kyk in ons lewens. Lê nederigheid aan die dag. Julle moet niks uit twisgerigtheid of uit egoïsme doen nie, maar met ootmoed die ander hoër ag as jouself, sê Filippense 2 vers 3. So baie konflikte begin met getroudes uit trots, probeer om hulle maat vir probleme te blameer, pleks om na maniere te soek om dinge vir mekaar te verbeter. Ootmoed of nederigheid kan jou help om die drang te onderdruk om tydens meningsverskille daarop aan te dring dat jy reg is. Ag, en ons moet mekaar oppas. Ek wil vir jou sê, moenie oorhaastig aanstoot neem van jou maatjie af nie. Moenie haastig wees in jou gees om aanstoot te neem nie. Prediker 7 sê dit so mooi in vers 9. Probeer die neiging vermy om jou maat se beskouing verkeerd te bewys of om 'n verdedigende houding in te neem wanneer jou maat iets bevraagteken wat jy gesê of gedoen het. En ons doen dit so baie. Dink mooi voordat jy antwoord. En baie paartjies leer te laat in 'n lewe dat dit 'n groter oorwinning is om 'n hart te wen as om 'n argument te wen. Ons is nie in kompetisie met mekaar nie.
Weet wanneer om stil te bly. Elke man, elke vrou moet gou wees om te hoor. Stadig om te praat en stadig om toornig te word, sê Jakobus 1 vers 19. Goeie kommunikasie, ek wil vir jou sê, is ongetwyfeld een van die belangrikste padwysers op die weg na huweliksgeluk vir julle as mans en vrouens. Waarom sê die Bybel dat daar 'n tyd is om stil te bly? Prediker 3 vers 7. Jy sê dit is moontlik 'n tyd om aandagtig en met 'n duidelike doel voor oë te luister. 'n Noodsaaklike deel het ek agtergekom oor die jare van kommunikasie wat behels dat jy uitvind hoe jou huweliksmaat werklik voel en waarom hy so voel. Hoekom voel jy so, my skat? Liefie, hoekom? Sê vir my. Luister dan ook met meegevoel. Ons is so baie keer aanvallerig. Wees bly saam met mense wat bly is. Huil saam met mense wat huil, sê Romeine 12 vers 15. Maar meegevoel is 'n onontbeerlike deel van betekenisvolle kommunikasie, omdat dit jou in staat stel om jou huweliksmaat se diepste emosies te voel. En dit kan help om 'n atmosfeer te skep waarby albei van julle se opinies en gevoelens met respek en waardigheid behandel word. Ag, en dis oor wat dit gaan. Ons mekaar so te hanteer. En wanneer ek en jy oor probleme praat, jy weet, dan is daar's 'n oop kanaal. Dis geleentheid. Een vroukie met die naam van Nella is 32 jaar getroud. Sy sê, wanneer ons oor probleme praat, luister ek baie aandagtig, sodat ek kan verstaan wat Manuel dink en hoe hy voel. Wanneer jou huweliksmaat praat, is dit tyd om stil te bly. En dan, met meegevoel, 'n bietjie terug te staan. En met meegevoel te luister. Mans en vrouens, maak dit 'n gewoonte. Hoor wat ek vir jou sê. Maak dit 'n gewoonte om waardering uit te spreek, om mekaar te waardeer. Toon dat jy dankbaar is. Kolossense 3 vers 15. Sterk huwelike word gekenmerk. Hoor wat ek vandag vir jou sê, deur mans en vrouens wat seker maak dat hulle maat voel hulle word waardeer. Dit is so belangrik in hierdie dag en uur, waar mense daar gevoelloos buitekant is, dat ons plek, 'n plek van veiligheid, 'n plek van waardering, 'n plek sal wees soos 'n vangnet, waar ek myself kan wees. Maar in hierdie daaglikse roetine van die getroude lewe verwaarloos party huweliksmaats hierdie noodsaaklike aspek van kommunikasie en neem hulle eenvoudig aan dat hulle huweliksmaat voel dat hy of sy waardeer word. En die meeste paartjies kan mekaar laat voel dat hulle waardeer word as hulle maar net daaraan dink om dit te doen. Nou, ek wil vir jou sê dat jy moet hoor die volgende wat ek vir jou sê, want veral vrouens het hulle man se liefdevolle versekering en woorde van waardering nodig. Mans, julle kan baie doen. Hoor wat ek vir jou sê om jou huwelik en die welsyn van jou vrou en julle eie te verbeter. Deur 'n punt daarvan te maak om waardering vir julle vrou se positiewe dade en eienskappe uit te spreek. Ek dink dit het tyd geword dat ons dit meer moet doen, om hulle meer te waardeer. En dit is noodsaaklik om mekaar deur middel van woorde en dade te verseker. Jou daai sekerheid te gee, everything is gonna be okay. En wanneer julle mans, julle vrouens teersoen,
liefdevol aan haar raak, of hartlik vir haar glimlag, wil ek vir jou sê, sê dit meer as net, ek is lief vir jou. Ek praat vir myself ook. Ons het soveel om aan te werk. Dit verseker haar dat sy spesiaal is vir jou, en dat jy haar so nodig het in jou lewe. Bel haar, of stuur vir haar 'n boodskap en sê vir ek mis jou, of hoe gaan dit met jou? Doen dit gereeld. As jy sulke uitdrukkings begin verwaarloos, sedert julle daarvan hofmakery, is dit nou juis weer die moeite werd om 'n gewoonte te maak, om dit weer te begin doen. Hou aan om uit te vind wat jou maat se hart raak. Hou aan. Jy sien die moeder van koning Leem van die eerstydse Israel se woorde is so gepas. Hy sê daar, haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. Spreuke 31 vers 1 en vers 28. Wanneer laas het jy jou vrou geprys? Of wanneer laas het jy as 'n vrou ook jou man geprys? Iets wat ons in hierdie dag en uur moet leer is vergewensgesindheid. Om mekaar te kan vergewe. Ek sien die bitterheid vir jare in huwelike, die bitterheid in verhoudings. Laat die son nie ondergaan terwyl jy in 'n ergelike gemoedstemming is nie, sê Efesiërs 4 vers 26. Moet nooit kwaad gaan slaap nie. In die huwelik kan jy nie van jou eie foute of van die van die huweliksmaat af wegkom nie. Dit is so. So daarom is dit noodsaaklik om bereid te kan wees om haar of hom te kan vergewe. 'n Man en 'n vrou, Clive en Monica, was 43 jaar gelede getroud en het hierdie Bybelse raad baie nuttig gevind. En hulle sê, ons maniere om 'n sterker huweliksband te smee, Stef, is om 'n huweliksmaat se behoeftes en voorkeure bo jou eie te stel. En ek wil jou vra, doen jy dit nog? 'n Man met die naam van Hannes het al 20 jaar getroud is, maak 'n punt daarvan om sy vrou, wat voltyds werk, met huiswerkie stel. Ek het dit gisteraand ook gesê. Hy sê, ek help Rita om te kook en ek help haar om skoon te maak en om ander dinge te doen, sodat sy ook tyd en energie kan hê om te kan geniet wat sy geniet, doen wat sy geniet. Maak tyd, as jy sien, wees daar vir hom, wees daar vir haar. Ek wil vir jou sê, inspanning bring beloning mee. En soms kan die harde werk wat dit verg om 'n gelukkige huwelik op te bou, party laat voel dat hulle wil tou opgooi. Maar moenie dat probleme jou huwelik prys gee nie. Moenie dat dit jou huwelik prys gee nie. As ook alles wat jy reeds daarin belê het nie. Die afstand wat julle reeds saam in julle reis afgelê het. Ek wil vir jou sê, moenie hulle klein goedjies 'n groot ding word nie. As jy jou werklik inspan, hoor wat ek vir jou sê, en toon dat jy wil hê dat jou huwelik 'n sukses moet wees, kan jy God se seën geniet. En ek soek God se seën in elke faset van my menswees. En dit is hoe jou huwelik kan floreer, om op so 'n plek te kan kom. As julle mekaar loyaal deur moeilike tye ondersteun, en die goeie tye saam kan geniet, sal dit julle 'n bevredigende reis deur 'n suksesvolle huwelik verseker. Jesus het gesê dat hoerery en geslagsomgang buite die huwelik die enigste grondslag is om 'n huwelik te ontbind met die reg
om weer te trou volgens Matteus 19, vers 19. Wat sê ek vir jou? Die Bybel toon dat 'n onskuldige maat die reg het om te besluit om van 'n owerspelige maat te skei of nie. En party soek net daai ticket. Maar ek wil vir jou sê, juis wanneer daar foute gemaak is, kan ons nog steeds dit regmaak en kan ons nog steeds vergewe. En die Bybel is soos 'n padkaart vir hierdie reis deur jou huwelik. En wanneer julle probleme moet bespreek, kies 'n tyd, wanneer nie een van julle twee moeg is nie. Moenie kritiseer nie en wees positief teenoor mekaar. Moenie mekaar in die rede val nie, maar maak beurte om te luister en dan te praat. Erken ook jou maat se gevoelens. Dit is so belangrik. En ek dink dit is iets wat nodig is, dat ons meegevoel moet toon teenoor mekaar, selfs wanneer ek nie met haar saamstem nie, wanneer jy nie met hom saamstem nie, wees ook redelik en buigsaam. Ek sê baie goed, maar hier is goedjies wat jy kan gaan toepas, en vra nederig om verskoning wanneer jy 'n fout begaan het. Het is nodig dat jy dit vir haar sê. En ek wil vir jou ook sê, spreek jou waardering en geneentheid uit. Dit is wanneer ons daai probleme moet aanspreek. En ek dink ook, dat wat baie belangrik is, vir 'n suksesvolle huwelik, bly getrou by Bybelse waarhede, wat die huwelik versterk. Ruim tyd vir jou huwelik, en ruim tyd ook vir jou maat in. Maak tyd vir mekaar, bevorder hartlikheid, geneentheid en liefde. Wees betroubaar en wees toegewyd. Hierdie dag en uur loop hy rond soos 'n brullende leeu. Wees betroubaar, wees goedhartig en respekvol teenoor mekaar. En deel daar by die huis die werklas. Dra by tot gesprekke wat julle as maats geniet van mekaar. Lag en ontspan saam. Wanneer laas het julle gelag? Wanneer laas het julle ontspan? En dan wil ek sê dat ek moet ook elke dag hard werk daaraan om hierdie band te versterk tussen my en haar, tussen hom en jou. Iets om oor te gaan bepeins vandag. Vra jouself, waaraan moet ek die hardste in my huwelik gaan werk? En watter stappe gaan ek neem om dit te doen? Hierdie is vir my baie belangrik, dat jy nie uitmis nie. Hierdie is baie goed wat gesê is. Maar om hierdie respek en liefde en eenheid te behou, moet ons hierdie koester, tyd maak. Vader, hier's 'n man en 'n vrou wat luister. In 'n verhouding, in 'n huwelik, en nodig om vandag dit te gehoor het. Ek bid vir jou om stil te word, te wag op die Gees van God, ook te verander in jouself. Dit begin nie by hom of by haar nie, dit begin by jou en by my, soos ons vanaand gehoor het. Here, dankie vir krag en vir sterkte. Dankie vir my maatjie. Here, vergewe vir alles wat ons gesê en gedoen het teenoor mekaar. Mag ek die beter vrou en die beter man wees. Die beloftes wat ons afgelê het by die altaar, voor getuies en voor u, ek neem dit weer op. Ek bely, ek erken, en ek werk vandag aan myself. Here, gee my krag en wysheid en sterkte, om nie uit te mis op die avontuur saam met my maatjie, wat u vir ons in stoor het. Dankie vir mekaar. Ons bid vir mekaar, ons dra mekaar vanaand op aan u.
Here, ek bid ook so vir ons aanlyn kerk, om vir elkeen wat vanaand ook so luister. Dankie dat u vooruit gaan ons baie gelyk maak. Dankie dat ons vanaand weer eens, maar net so bietjie kon hoor, dat ons kan 'n suksesvolle huwelik bou. En al ons dit kan bou, is met u as die hoof. Dankie vir u leiding en vir u krag in Jesus se naam. Amen. Ek bid vir jou huwelik, ek bid vir jou verhouding. Wees die man van God, wees die vrou van God. Staan sterk. En ek wil juis ook vir jou sê, moenie terugkyk nie. Vat hierdie boodskap vanaand, jy het nou my nommer op die WhatsApp groepe, kom op dit, jy kry vanaand die boodskap, vat dit en gaan lees dit, gaan sit saam met jou maat, werk die deur, en erken, wees nederig. My gebed vir jou is sukses, is deurbraak, is verandering. Ons gee nie op mekaar nie. Onthou, môre aand het ons nie 'n sessie nie, maar Sondagoggend 10:00 kuier ons weer saam. Vir my, Pastor Stef, baie lekker gewees om saam met jou te kuier, en môre, ja, gaan ek die dag lekker geniet. Ek gaan ijskream eet, dat ek weer moet op 'n diet gaan. Maar vir my was lekker gewees om saam met jou te kuier, sien uit Sondagoggend 10:00. God bless.